Kom ons kyk weer na wat die Bybel sê oor hierdie Christus. Ons lees Johannes 7:33 vertaling vers 40. Baie van die skare het toe gesê toe hulle die woord hoor, hy is waarlik die profeet. Ander het gesê, hy is die Christus en ander het gesê, kom die Christus dan uit Galilea? Het die skrif nie gesê dat die Christus uit die geslag van Dawid kom en uit Bethlehem die dorp wat Dawid was nie? Daar het toe deur hom verdeeldheid onder die skare gekom. En sommige van hulle wou hom gevange neem, maar niemand het die hand aan hom geslaan nie. Die dienaars kom toe by die owerpriesters en die fariseërs en die sê vir hulle, waarom het julle hom nie gebring nie? Die dienaars antwoord, nooit het 'n mens gespreek soos hierdie man nie. En die fariseërs antwoord hulle, julle is tog nie ook mislei nie? Het iemand uit die owerstes in hom geglo of uit die fariseërs? Maar hierdie skare wat die wet nie ken nie, is vervloek. Kom ons stop gou daar. Jesus se woorde wat hy gespreek het, veroorsaak 'n ontsaglike oproering onder die mense. En hier staan mense, hulle weet nie presies wie hierdie Christus is nie. Want hulle begryp nie hy's God nie en hulle besef nie hy's God nie. Nou spekuleer hulle oor wie Jesus is en wat hy is. Party sê hy's 'n profeet. Party sê hy's die Christus. Ander sê maar hy's veronderstel om uit Bethlehem te wees. Ander sê hy's veronderstel om 'n koning te wees uit die wortels van Dawid uit. Maar die fariseërs sê, ons het nie in hom geglo nie. Het julle enige iemand anderster gesien van ons geleerdes, ons gelowiges, ons kerkleiers, ons sinodale kommissie, ons federale raad, ons kerkraad? Het julle gesien dat enige van ons in hom glo? Is julle dan ook mislei? Waarom noem ek hierdie vers? Jy sien, as jy teruggaan na Johannes 7 toe, dan kry jy baie interessante nuance. Vers 28. Jesus roep toe uit terwyl hy in die tempel leer en sê, julle ken my en julle weet ook waar ek vandaan is. Tog het ek nie uit myself gekom nie, maar hy wat my gestuur het is waaragtig, vir wie julle nie ken nie. Maar ek ken hom, omdat ek van hom kom en hy my gestuur het. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees, wat die sou ontvang wat in hom glo. Want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Kom ek vra vir jou en jou kerk. Waar is die Heilige Gees in vergelyking met Christus en ten opsigte van Christus in jou kerk? Waar is die Heilige Gees ten opsigte van jou geloof met betrekking tot Christus? Nee, die Heilige Gees werk in my kerk, ons het tekens en ons het wonderwerke, en ons spreek in taal, en ons uitleg in taal, ons woorde van profesie, daar is onderskeiding, ons uitdrywers van geeste, ensovoorts. Dis nie wat ek vra nie. Ek vra vir jou, waar staan die Heilige Gees in jou lewe met betrekking tot Christus? Kom ek maak die vraag eenvoudiger. Hoe gaan jy om met die Heilige Gees en met Christus? Hoe gaan jy om met die Seun en met die Gees?
Is die seun vir jou ene wat net tekens en wonderwerke doen, en maar net die enetjie wat gesterf het op die kruis vir my, en dis nou klaar en uit en gedaan, en my sondes is gewas, sy bloed het my gereinig, ek het hom aangeneem as Here en Saligmaker, en nou gaan ek hemel toe, nou moet hy begin werke doen, en tekens en duiwels uitdryf, en gesondes, siekes gesond maak, en dooies opwek, en die hemele skeer, en dat hy gawes van die Heilige Gees onder mense, dat ons van by mense kan loop, en dooies kan opwek uit die grafte uit, en in die hospitale kan ingaan, vir die mense kan bid, en hulle kan genees. Die Heilige Gees is hier in die salwing van die Heilige Gees, manifesteer die teenwoordigheid van God, en as die Heilige Gees hier is, dan weet ons, God is in ons midde, en ons gaan volgens die manifestering van die Heilige Gees. Here, wys vir ons, dat U teenwoordig is dit die Heilige Gees, waarmee jy omgaan? Is dit die Christus wat jy dien? Wat net tekens en wonderwerke moet doen, en die Heilige Gees wat net manifesterings moet doen? Dat jy kan voel, kan spring, kan dans, kan val, chaotiese dinge kan doen in die kerk, kan skree op die toppunt van jou stem, en absolute hysterie uitbars, met 'n emosionele opsweping, en noem jy dit, dan durf jy dit die Heilige Gees noem? Jy sit die pot ver mis, my dierbare. Daar het verdeeldheid onder die mense gekom. Hoekom het daar verdeeldheid onder die mense gekom? Want daar was nie 'n openbaring van die verheerliking van Christus nie, want die Heilige Gees was nog nie daar nie. Dis nie te sê met al hierdie dinge wat in jou kerk te kere gaan, wat chaoties is, dat dit die Heilige Gees is nie. Dit is 'n teken dat die vlees regeer, en dat die Heilige Gees nog nie daar gekom het nie. Want die taak van die Heilige Gees is om, hier sê Jesus, hom te verheerlik. Die Heilige Gees se taak is nie om gawes en wonderwerke en manifesterings in die kerk te bring, en hoendervleis en vreeslike manifestasies uit te bring, en uitlewennisse en ekstatiese belewennisse nie. Dit is nie sy werk nie. Dis nie sy plek nie, dis nie sy posisie nie, dit is nie waar sy godheid in beperk is nie. Die taak van die Heilige Gees as God is om God, die Seun, Jesus Christus, in jou te verheerlik, nie buite jou nie. Dit is om die Christus wat in jou is te verheerlik, nie 'n Christus wat jy van buitekant af soek nie, maar dat jy kan sien en 'n openbaring kan hê van die Christus binne in jou sonder die uiterlike manifestasies, sonder die uiterlike belewennisse, sonder die uiterlike ekstatisme, sonder uiterlike ekstatiese bewegings en gebeurlikhede en ervarings. Dit is nie Christus nie. Dit is nie die werk van die Heilige Gees nie. Dan het mense die vermeendheid om te sê, ja, maar dit is God se orde. Dit is nie God se orde nie. God is 'n God van orde, en orde, is nie chaos nie. Daar was nog nooit orde in chaos gewees nie. Die Heilige Gees se werk is om Christus in jou te verheerlik. Om net van Christus te praat, en Christus se lewe in jou sterflike liggaam te openbaar. Dit is al wat die Heilige Gees moet doen. Maar ons belaster hom deur allerhande ander dinge aan hom by te voeg. Ons hoort ons te skaam as kinders van die Here. Waar hierdie ekstatiese belewennisse teenwoordig is, daar het die Heilige Gees nog nie gekom nie, en het hy Christus nog nie in die gelowige verheerlik apart van sy werke nie. Dit is die kern van die openbaring van Jesus Christus as die lewende en die waaragtige God, apart van sy werke. Maar as God wat in jou leef, en God
wat jou lewe is. Jy sien, as God jou lewe is, dan het jy nie hierdie uiterlike gemors nodig nie. Dan is daar nie 'n behoefte aan uiterlike belewennisse en bemoedigings en manifesterings nie. Daar is nie 'n behoefte aan rykdom en voorspoed en genesing nie. Want jy in Christus het die grootste roeping in God se ewigheid bereik. Jy en hy het deur die wedergeboorte een gees met mekaar geword. Jy was in Christus ingebaar, in Christus ingeplaas as jou lewe, en hierdie Christus het jou geneem en jou verberg in God. Hierdie Christus in jou is jou lewe verborge in God, nie 'n lewe op die uiterlike en op die vleeslike belewennisse en ekstatiese gebeurtenisse nie. Waar is jou Jesus nou eintlik vandaan? Jy moet verstaan, as daar 'n openbaring is van die Christus in jou wat God is deur God die Heilige Gees, dan gaan daar verdeeldheid wees. Want God alleen kan God alleen openbaar. God alleen wat die dieptes van God ken, is die enigste een wat God as God in jou kan openbaar. Daar is geen ander uiterlike manifestasies nodig nie. En as hierdie Christus in jou openbaar word, in jou verheerlik word, weet jy wat, dierbare? Dan gaan jy nie meer nodig hê om aan 'n kerkgenootskap te behoort nie. Dan gaan daar verdeeldheid in jou gemeente kom. Want die Heilige Gees het nog nie gekom na jou leierskap nie, na jou kerkraad, na jou dominee, na jou pastoor, na jou federale raad, na jou sinodale kommissie nie, jou synode nie. Hy het nog nie gekom nie. Want dan gaan hulle sê, is jy dan nou mislei? Hoekom volg jy nie wat ons vir jou sê nie? Het jy al geleer as jy aangeneem word deur 'n kerk en voorgestel word, dan sê hulle vir jou, dat jy glo dat die leer van daai kerk is die perfekte en die volmaakte leer. Ek was aangeneem in die NG Kerk, ek was aangeneem in die kerk van die Nasarener, ek was aangeneem in die karismatiese kerk, ek was aangeneem in evangelisasiekerke. En elke keer kom dinge en dat jy glo dat hierdie leer van die kerk is die waaragtige leer. En as jy uit hierdie leer uitgaan, dan is jy mislei en 'n slagoffer van die misleiding. Hoekom? Want daar was nog nie 'n openbaring van hierdie Christus wat God is in jou kerk se leierskap nie. As daar 'n openbaring is in jou van hierdie Christus, 'n verheerliking van hierdie Christus in jou, dan gaan jy breek met die mag wat die kerk en die leierskap van die kerk oor jou uitoefen. Hulle sal jou beskou as mislei, as 'n ketter, want dan verloor hulle beheer en hulle krag en hulle autoriteit en hulle manipulasie oor jou. Want dan weet jy, jou oorsprong is alleen uit Christus en jou lewe is alleen Christus en die waarheid is alleen Christus en jy behoort alleen aan die liggaam van Christus, nie 'n kerkgenootskap, kerkverband, kerkdenominasie nie. Dan gaan hulle vir jou sê, is jy ook mislei? Want hierdie mense wat deur die lewe van Christus leef en in die openbaring van Christus en die verheerliking van Christus in hulle verstaan nie die wet nie. Hoekom? Want die kerk gebruik die wet om jou in hulle banke te hou. Die kerk gebruik die wet om jou te manipuleer en jou te domineer en jou te beheer en jou godsdienstprinsipe en norme aan jou voor te skryf. Dan sê die kerk, jy's anathema, jy's vervloek as jy uit hulle leer uitgaan, want jy het skielik by die waarheid uitgekom en hulle het nog nie by die waarheid van die verheerlikte Christus in jou uitgekom nie. Hulle het nog nie uitgekom by die openbaring van hierdie Christus in jou nie. Dan sê hulle vir jou,
jy is mislei, want nie een van ons glo soos jy glo nie. En is die meerderheid dan nie korrek en die minderheid verkeerd nie? As die meerderheid dan dit nou glo, dan beteken dit die minderheid is verkeerd. Jy sê maar, dis juist die ding. Die minderheid is juist die wat gekom het tot die openbaring van Christus Jesus en die verheerliking van Christus Jesus in hulle as hulle enigste lewe. Dan gaan die kerkleierskap vir jou sê, jy is mislei. Hoe kan jy dan die wet ken? Want die kerk, my dierbare, gebruik die wet. Jy moet jou tiendes, jy moet jou offergawes gee. Jy moet aan die boufonds werk van die gebou. Jy moet dit doen. Jy moet die bidure bywoon. Jy moet die Bybel lees. Jy moet met die Heilige Gees gedoop word. Jy moet praat in tale. Jy moet profeteer. Jy moet onderskei. Jy moet elke diens bywoon. Jy moet die predikant se rykdom staaf. Wat sê die Fariseërs? Hierdie vervloekte mense ken nie die wet nie. Want die kerk gebruik dogmatiese wettisme om jou te weerhou van die Christus in jou. Die openbaring en die verheerliking van hierdie Christus in jou. Jy moet met dit breek. Jy moet 'n besluit neem vandag. Of, jy volg hierdie Christus, wat van God gestuur is, en jy volg sy leer volgens hierdie Bybel, nie volgens jou kerkdenominasie se dogmatiek nie. Jy kies of hierdie Christus, wat van God gekom het, wat deur God geopenbaar word in jou, en as God verheerlik word in jou deur God homself. Of, jy kies jou kerklidmaatskap, waar die Heilige Gees nog nie gekom het nie, waar jy nog steeds onder die mag van die wet, die beheer en die mag van die kerkleierskap en die sinode is, en waar Christus op die agtergrond is. Van waar vandaan is jou Christus? Hoe gaan jy om met die Heilige Gees? Hoe sien jy die Heilige Gees as? Die Heilige Gees is God, die leraar. God, die openbaarder. God, die verheerliker van Christus in jou. En die Heilige Gees alleen is God, wat God in sy volheid aan jou kan openbaar. Apart van kerkdogma. Ons praat weer, tot ziens.